Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 24 Maart 2026. Mag dit vir julle sommer net 'n wonderlike dag wees vandag daar by julle ook al bevind. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. O Heilige Gees, werk deur ons vandag. Spreek deur ons vandag. Help ons om vandag die vrug van die Gees te dra, daar waar ons ook al is. Amen. Vriende, mag daar vir julle inderdaad genade en vrede en oorvloed wees, om julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos julle weet, is ons nou maar in 1 Timoteus, pastorale brief, 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus, want die pastorale briewe wat Paulus skryf aan individue in 'n spesifieke situasie, waar hy sommer 'n bietjie met hulle praat, waar hy hulle sommer so 'n bietjie kom moed in praat, waar hy vir hulle kom sê, hoor hierso, kyk 'n bietjie hoe julle optree daar, ek weet julle is tussen heidene vasgevang, ek weet daar is ons dwaalleraars, maar onthou altyd die leer wat julle moet die waarheid wat julle moet verkondig, die leer wat julle moet verkondig is dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus nie, nee. Ons weet van Paulus, vriende, ons weet Paulus het daardie absolute oortuiging gehad nadat hy op die pad van Damaskus geslaan is deur 'n ligstraal, dat hy neergeval het en Jesus vir hom gevra het, Saul, waarom vervolg jy my? En hy gevra het, wie is u? En hy het gesê, Jesus. En van daar af het Saul se lewe so omgekeer, waar hy die kinders van die Here vervolg en in tronke gesmyt het, die eenvoudig absoluut vir Jesus gelewe. Nadat jy so 'n ervaring gehad het, kan jy ook nie anders nie, nee. Daarom soveel briewe wat Paulus dan ook vir ons los, waar die groot ding wat hy die heeltyd op almal se harte lê is, onthou dat God het vir julle die waarheid kom gee, die vryheid kom gee in Christus Jesus. Kom nie deur werke nie, dit kom nie deur wettiese onderhouding nie, suiwer en alleen op die genade wat jy die Jesus Christus gee. Wanneer jy in hom glo, sal jy die ewige lewe hê. Nie deur dit wat jy doen nie, maar dit wat jy deur die feit dat Jesus in genade vir jou kom sterf het en jy dit aanvaar, nee. So Paulus is maar die hele tyd daarmee besig in al sy briewe. En weer eens hierso wanneer hy met Timoteus praat, en die jong seun praat, wat op daai stadium 'n leier van die gemeente in Efese was, is dit ook nie minder so nie. Dis presies so, nee. Hy kom sê vir hulle, ons het al reeds die vorige goed gelees waar hy gesê het, moenie dat iemand op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, woord, gedrag, liefde, geloof en reinheid. En dan die volgende vers 13. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos en om jy die skrif te deel met die mense om te preek en by hulle te wees en van Jesus te vertel. En nou vriende, ons is baie gelukkig en geseën dat ek en jy die volle Bybel het. Daai mense het mos nie daai tyd al die goed gehad nie. Miskien stukke daarvan gehad, nee. Maar hulle het nie die Bybel gehad soos wat ek en jy hom nou vandag het nie. En wat sê Paulus? Hy sê vir hom, totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Vriende, daarom is dit so belangrik dat ek en jy uit die Bybel bestudeer by die huis, nee. Ons is in lydenstyd, ons is in 'n tyd waar ons sê, maar wat moet ons fokus wees? Ons fokus moet tog primêr en te alle tye Jesus Christus wees. Ons fokus moet te alle tye wees die gekruisigde Christus, liewe vriende, en die manier hoe ons optree moet altyd 'n rigtingwyser wees na Jesus toe, né? Daarom is dit belangrik om Sondag by mekaar te kom. Daarom is dit belangrik om in klein groepe by mekaar te kom. Vriende, ons het so baie ander prioriteite. Ons het so baie ander goed wat ons vir ons beskou as belangrik, dat dit wat die belangrikste is, wat 'n ewigheidswaarde het, is dikwels die goeders by jou en my wat nie daai prioriteit is nie. En ek en jy moet weer gaan ondersoek en stel om te sê, maar wat is regtig prioriteit? Is God se goed vir my prioriteit? Of is dit die eerste dingetjie wat mag gaan? Wanneer dit 'n bietjie druk by die werk gaan en ek is betrokke ergens in God se koninkryk hier in die plaaslike gemeente, en dit is die eerste ding wat gaan is dit. Die eerste ding wat gaan is dit. Dis nie dat ek en jy dikwels op ander plekke kyk nie, nee. Ook wanneer ons op finansies kyk, gaan 'n bietjie swaar. Wat sê die eerste ding wat gaan is die finansiële bydrae vir God, nee, aan God.
En dit is tog goed wat ons vir ons moet vra, is God se goed regtig vir ons prioriteit? Vriende, ek wil dit vir julle sê, ek het dit al vir julle gesê en ek sê dit weer. Dis een generasie en die kerk is weg. Die kerk van Christus is weg. Daarom het ouers se verantwoordelikheid, daarom het kinders se verantwoordelikheid, het jong mense verantwoordelikheid, het ouer mense verantwoordelikheid. Die gemeenskap van gelowiges is belangrik. As jy 'n kerk wegvat, 'n kerkgemeenskap wegvat uit 'n omgewing uit, is daai gemeenskap arm, vriende. Ons moet te alle tye altyd sorg dat daardie kerkgemeenskap altyd daar is. Daai gemeenskap van gelowiges, want hulle dra 'n waardesisteem uit. Hulle gaan in die gemeenskap in. En hulle gaan wees daar lig vir die gemeenskap, né? Nee. So Paulus kom sê vir hom, hoorie, so totdat ek kom moet jy jou daarop toelê om met die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegave wat jy het verwaarloos nie. En ek dink Paulus sê dit vir ons vandag ook. Waar jy ook al is, moet jy moet 'n preek wees wat mense lees. Dit is aan jou gegee deur die profeseë toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat na jou luister. Om sê Paulus vir die jong Timoteus. Julle kan maar weer 'n bietjie daarna lees. Dit is vandag my 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.